Goeiedag geliefdes, pastoor Callie van Heerden. Hier uit Wolmaranstad. My familie JCR MTS en Chaplaincy Suid-Afrika of Chaplaincy South Africa. Ons wensie 'n vreugdevolle dag toe. Vol vreugde, vrede en veiligheid. Geliefdes, hierdie gedeelte wat ek gaan lees, is iets wat ons almal het. En ek glo nooit ooit in ons lewe sal ons ontslae raak van dit nie. Die skrywer se naam is bekommernis. Dis wanneer die hare begin uitval en die grysheid kom. En soms weet ons nog steeds nie wat rigting toe nie. Kom ek lees vir u bekommernis. Moenie oor dinge sit en top en jou bekommer nie. Gaan praat met God daaroor. Bespreek dit met hom. Vertel hom hoe jy daaroor voel. Sê dan vir hom dankie dat jy met hom daaroor kon praat. En dat hy slegs die beste weet. Jy sal dan verlig en tevrede voel. Jy sal nie hierdie verligte gevoel kan verklaar of wetenskaplik kan uitlê nie. Omdat jy egter weet dat jy aan Jesus behoort. Jy sal nie meer omgekrap voel nie. Hierdie wete dat Jesus by jou is, sal keer dat die bekommernisse weer met jou emosies weghol, of dat jy weer van voor af begin bekommer. Die antwoord, geliefdes, maar moenie bekommerd wees nie. Ek is sterker as die dood, sê God. Geliefdes, dis waar. Ons almal het bekommernisse. Ons almal wil graag weet wat die dag van môre vir ons bring. Ons wil weet hoekom ons so sukkel. Hoekom dit so sleg gaan. Hoekom die mense praat oor ander mense. En dan oor jouself ook nog. Dan begin mens dink en begin 'n mens bekommerd word. Het ek regtig so geval as mens dat ek my moet bekommer oor wat ander van my sê of dink?
Nee, geliefdes. God sê self hier, ek is sterker as die dood. Moenie bekommerd wees nie. Geliefdes, ons weet nie wat môre vir ons wag nie. Ons weet nie eers wat oor 5 minute vir ons wag nie. Daarom sê Jesus, ons Here, ons God vir ons, kom praat met my. Ek sal jou antwoord. Kom praat met my. Maak jou hart oop en skoon. Geliefdes, selfs hier staan dit geskrywe, jy sal dan die verligting en tevrede voel nadat jy met hom gepraat het. God, ons Vader wat in die hemel sit, op die troon, as jy sy naam roep, dan luister hy. Al ons nietige mense, as jy die naam van Jesus roep, Yeshua, dan het hy jou gehoor. Dan praat jy met hom. Dan vra jy vir hom, help my, ek het hulp nodig. My bekommernisse vreet my vreugde in my lewe op. En gee dan kans dat God jou hand vat, styf vashou en sê, ek het jou my kind, volg my en volg my die res van jou lewe. Behalwe dit nog, sal ons as mens nog steeds bekommernisse hê. Al wil ons dit nie hê nie, ons sal dit steeds ervaar. Maar God sê, bring jou bekommernisse na my toe. Want hy is sterker as die dood. Ek groet julle tot in volgende keer. Mag net die beste met julle wees. En mag God self jou bekommernisse wegneem. En die bekommernisse oor jou bekommernis vir altyd wegneem. In Jesus se naam. Totsiens.